In die nuus vanaand, 'n ma en dae-oue baba herenig nadat hy by winkelsentrum in Kaapstad ontvoer is. Kenne reik waarskuwing uit te midde van hittegolf in groot dele van Europa. En Jessie Kriel voor die Springbokke teen Italië aan weens Siya Kolisi besering. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die familie van 'n 12 dae oue baba wat Saterdag by 'n winkelsentrum in Bellville ontvoer is dankbaar dat hy veilig terug is by die huis. Die seentjie is gisteraand in Tafelsig in Mitchells Plain opgespoor na 'n intensiewe multidissiplinêre ondersoek. Die ondersoek het lede van die polisie se provinsiale georganiseerde misdaadintelligensie en kinderbeskermingseenhede ingesluit. 'n 37-jarige vrou is in verband met die ontvoering in hegtenis geneem en sal na verwagting binnekort in die Bellville Landdroshof verskyn. Na 'n seunitergende paar dae het die polisie laat gisteraand die baba aan sy ma terug besorg. Like I've been telling everybody and everyone else saw, I was quite calm. I was trying just to control my emotions and trying to just have that positive mindset throughout, because I never said if I'm going to get my child. I always made myself, or tell myself when I'm going to be getting him. Sharmar sê sy was by die Middelstad winkelsentrum saam met 'n vrou wat voorgegee het dat sy deel is van 'n gemeenskapsprojek wat jongmoeders ondersteun. Hulle sou 'n sogenaamde werkswinkel bywoon. Volgens Sharmar het sy op pad na die winkelsentrum van 'n koeldrank gedrink wat die vrou haar aangebied het, en nadat sy iets geëet het, het sy naar gevoel en badkamer toe gegaan om haar gesig te was. That's when she then said, I'm going to sit by the benches, get me there. I then went into the toilet, just rinsed my face because the taps was just there. And then out again, went to the benches, she's not there. And I asked the two girls that were sitting there while we were sitting there at the time, didn't they see her? They said no. Went to the entrance, thinking was now, the guy was supposed to pick us up there. So I'm thinking she was standing there maybe. Nothing. Go to the second entrance and to Hungry Lion, nothing. Third entrance, nothing. And then I went back to the toilet to maybe see if she's not waiting for me there, because that's where she last saw me. And then this elderly guy that saw me with her said, no, your mother left because he assumed she's my mother. Intussen het gemeenskapspolisieeringsstrukture 'n beroep op die publiek gedoen om versigtig en waaksaam te wees, aangesien ontvoerings gereeld voorkom. It can happen to any person. So we're cautioning young women, young boys, our adults as well, to be cautious of the circles that they find themselves in. Die 37-jarige vrou wat in hegtenis geneem is, sal binnekort in die hof verskyn. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die bekende Amerikaanse tele-evangelis Jimmy Swaggart is in die ouderdom van 90 jaar oorlede. Volgens sy familie is Swaggart op 15 Junie na 'n hartstilstand in sy huis in Baton Rouge, Louisiana, in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem. Swaggart se preke het in die 1960s oor die radio begin uitsaai, waarna hy 'n pionier tele-evangelis geword het. Sy wêreldwye multimiljoen-dollar bediening is na 'n seksskandaal verlam. In Pretoria soek die polisie na 'n verdagte in verband met die diefstal van 'n transformator ter waarde van meer as 7 miljoen rand. 3 verdagtes wat werksaam is by die Tshwane Metro is vroeër vandag by die Laudium substasie depot in verband hiermee in hegtenis geneem. Dit vorm deel van 'n provinsiale veldtog om diefstal en plundering by noodsaaklike infrastruktuur hok te slaan. Die Tshwane Metro sê hy het die afgelope jaar meer as 500 miljoen rand verlies gelei weens diefstal en vandalisme van sy openbare infrastruktuur. Die 3 verdagtes gaan môre in die hof verskyn. In die Randburg Landdroshof in Gauteng is die borgtog aansoek van 12 lede van die Suid-Afrikaanse Weermag se spesiale taakmag tot donderdag uitgestel. Die groep staan tereg op aanklagte wat verband hou met die moord op die valke-ondersoeker Frans Matipa. Die aanklagte sluit ontvoering, moord, diefstal van 'n motorvoertuig en bedrog in. Hulle staan ook tereg op aanklagte van die ontvoering en verdwyning van die Ethiopiese burger en vermeende ISIS-leier Abdullah Abadiga in Desember 2022. Matipa is in Augustus 2023 doodgeskiet
terwyl hy op die N1 naby die Hammanskraal afrit gery het. Ten tye van die voorval het Matipa beweringe ondersoek dat lede van die SANDF se spesiale taakmageenheid Abediga uit die Mall of Africa winkelsentrum in Midrand, Johannesburg ontvoer het. 'n Intense hittegolf met temperature rondom 40 grade Celsius word tans in die suidelike dele van Europa ervaar. Die uitermate hoë temperature word toegeskryf aan 'n hittekoepel waar hoë lugdruk vasgekeer word en warm lug wat afsak aarde toe al hoe warmer word. Franse owerhede het 'n rooi waarskuwing uitgereik vir Parys en groot deel van sentraal Frankryk wat waarsku oor uiterste hittetoestande en risiko's vir kwesbare mense. 'n Elektroniese bord buite 'n apteek in Parys het 'n temperatuur van 42 grade Celsius aangedui. Skole in die stad is aangemoedig om te sluit. Toeriste was nie gelukkig nadat die Eiffeltoring se hoogste vlak as voorsorgmaatreël gesluit is nie. The main reason we've got really high temperatures across southern Europe at the moment is due to something called a heat dome. And that's where we've got an area of high pressure that's got blocked. And with high pressure, the air is descending. And when air is descending, it means that we're not going to see any clouds forming. We're not going to see any unsettled weather, but we are tending to see the air getting trapped. So we've already got high temperatures because of the time of year. But the longer the high pressure stays in place, the temperatures keep rising day by day because the heat dome is almost acting like the lid in a pot and it's trapping that hot air underneath it. Inwoners van Turin in die noordelike dele van Italië het by openbare sproeiers en fonteine lafenis gesoek vir die intense hittegolf met temperature naby 40 grade Celsius. 'n Mediese kenner in Berlyn, Duitsland, sê die uitwerking van die uitermate hitte moet nie onderskat word nie en moedig mense aan om uit te reik na ander hulpelose mense. Heat should not be underestimated. We have to protect ourselves, avoid hot places, drink enough, and look out for those who are not able to protect themselves. Have an eye on homeless people, on lonesome people, on people living on the street, on people with illness, on people who can't protect themselves. Therefore, we say heat protection is a task of solidarity. To be honest, I don't think we actually mentally came prepared that it was going to be so hot in Paris because we had booked the tickets much well in advance. But right now, in terms of the heat, we are walking in the shade. We try to use the underground as much as possible, the train just to avoid the heat, and trying to run into museums as much as possible. That's what we are doing right now. Volgens verskeie studies is daar 'n 50-50 kans dat die verskynsel weer oor die volgende 12 jaar kan voorkom. We're going to be seeing more days above 40 degrees, certainly more days above even 34 or 35 degrees. And across Europe, of course, the temperatures are even higher. And it is more likely we'll see more days like that. Daar word verwag dat die Europese temperature môre sal normaliseer. Die DA lê 'n klag teen die minister van Hoër Onderwys voordat sy haar begroting voorlê en brandstofpryse styg om middernag. Meer hieroor net hierna, bly by ons. Ons gaan voort met die bulletin. Die DA het strafregtelike klagte gelê teen die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Dr. Nebuhle Mkhabane. Die minister het haar departement se begroting in die Nasionale Raad van Provinsies ter tafel gelê. Die DA sê hy het tot die stap oorgegaan, aangesien president Cyril Ramaphosa volgens hom nie optree teen korrupte ANC-kabinetslede nie. Die voorsitter van die DA se Federale Raad, Helen Zille, het klag van bedrog en misleiding van die parlement namens die party by die Kaapstad Sentraal Polisiekantoor gelê. She announced certain appointments to the SETA boards, the sector education and training authorities, which are crucially important in the higher education sector of South Africa. Our colleague Karabo Khachau then went and did an entire table of everybody who was appointed and discovered, lo and behold, that there were a whole lot of deployed ANC cadres. Adjunkt president Paul Mashatile, wat uit die ANC geleedere kom, sê sy party sal vir alle begrotings stem ten spyte van die DA se voorneme om teen sommige departementele begrotings te stem. Mashatile het 'n geïntegreerde diensleweringsprogram vir skoonstede en dorpe in Welkom gelei. Hy sê die nasionale dialoog sal ook plaasvind
om 'n beter land vir almal te bou. Mashatile sê die opruimingsinisiatief is daarop gemik om 'n skoon omgewing te bevorder en 'n gevoel van gemeenskapsgees te kweek. Dit bied ook ondersteuning aan munisipaliteite om dienslewering te verbeter. Die adjunkpresident het 'n heliumgasaanleg besoek om te sien hoe dit vorder. Inwoners het die inisiatief verwelkom, maar dring daarop aan dat dit deurlopend toegepas word. Dis 'n goeie inisiatief, maar dit moet deurlopend toegepas word om meer werksgeleenthede te skep en maatskaplike ewelshok te slaan. All the things that we want to see as young people cannot start if we are in the state we are in, where there's uncleanliness, there's illegal dumping sites everywhere. We welcome the initiative by the Deputy President to actually start this cleaning initiative. But we also welcome that it will just not be a one-day event. Mashatile sê die nasionale dialoog sal op 15 Augustus voortgaan. The national dialogue is not about political parties. National dialogue is for the people. We want to involve the people, as many as possible in the country. We'll be going out to different wards, engaging people, talking to them, because at the end of the day, we want to come from that dialogue and say, this is the kind of South Africa we want to continue to build together. Mashatile sê die ANC gaan alle departementele begrotings steun. The GNU is going to continue. We're going to vote for all budgets. If the DA doesn't vote for any budget, that's their problem, because the budget is not an instrument of a minister. The budget is for the nation. Die tweede deel van die skoonmaakveldtog sal na verwagting in die Mangaung Metro plaasvind. Die hoof van die nuutgestigte Johannesburgse taakspan, Snoekie Zikalala, sê hulle gaan op dienslewering fokus om die stad reg te ruk. Die Johannesburgse burgemeester Dada Morero het die taakspan op die been gebring, bestaande uit 12 verteenwoordigers van verskillende politieke partye. Dit sluit ook kenners op plaaslike en nasionale regerings in. Te midde van die toestand van Johannesburg wat onder die vergrootglas is, doen beweringe die ronde dat die spesiale taakspanlede slegs in posisies belangstel. Zikalala het die beweringe weerlê. We are intervening on areas that need to be solved. Firstly, it's a question of electricity, question of water, question of potholes, question of grass cutting, question of discipline amongst especially senior managers. We don't interact with ordinary workers. We are making sure that Johannesburg should be a city of gold as it was, a city that is safe, a city that is clean, the city that is respected, the city where residents observe the rule of law. It's all that we want to do. We are not taking anybody's position or enforcing what the executive mayor is doing. Die burgemeester is daarvan oortuig dat die taakspan die stad kan omkeer. Just there could be one, probably we're still not happy with the establishment of the team, and we'll engage, especially the Patriotic Alliance, and I have therefore asked to meet with the leader of caucus and an MMC, Kenny Kunene. Morero het verlede week 'n mosie van wantroue wat deur die DA teen hom ingedien is, oorleef. Some have welcomed the intervention because it is assisting where there are limitations, and that was the whole idea. Where there are limitations, the constraints, this team was meant to help them. So we can see that we are unlocking. Of course, there could be some communication breakdown there and there, which we are fixing. This team has just started now. It will generally have some challenges as it's starting to crawl, but we'll address the discomforts of other members so that we can get the work done. Dit is die tweede ingryping om die stad te herstel nadat president Cyril Ramaphosa se presidensiële ingrypingswerkgroep vroeër vanjaar op die Goudstad begin fokus het. Motoriste sal van middernag meer vir brandstof opdok. 93 oktaan petrol styg met 55 sent per liter, met 95 oktaan met 52 sent. Diesel met 'n swaal inhoud van 0,005% kos 84 sent meer, terwyl diesel met 'n swaal inhoud van 0,05% 82 sent duurder is. Dit is die eerste brandstofverhoging die afgelope 4 maande. Die Departement van Minerale en Petroleum skryf die stygings aan die oorlog in die Midde-Ooste toe, wat hoër oliepryse tot gevolg gehad het.
Die prys van vloeibare petroleumgas word wel 57 sent per kilogram landwyd goedkoper, behalwe in die Weskaap waar dit met R1.90 per kilogram styg. Kom ons kyk gou na die markaanwysers, so kort gelede om 8:00. Die Amerikaanse president Donald Trump se begrotingswetsontwerp, ook bekend as die een groot pragtige wet, is naalskraap in die FSA Senaat goedgekeur. Die omstrede wetsontwerp besnoei onder meer maatskaplike programme en buitelandse humanitêre befondsing. Dit fokus meer op die besteding aan verdediging en grenssekuriteit om Trump se doelwit om massadeportasies in te stel moontlik te kan maak. Die besteding sal 'n bedrag van $3,3 miljard by die nasionale skuldlas voeg. Die Senaat het deernag gedebatteer oor die miljarde dollar wat benodig word vir die begroting en die definitiewe impak wat dit op die gesondheidssektor in die land sal hê. Die Senaat het sekere verbehoude, maar dit is onduidelik hoe dit aangespreek gaan word. Die Amerikaanse visiepresident, J.D. Vance, moes die deurslaggewende stem gee om die stemme tot 51-50 ten gunste van die wetsontwerp te swaai. Since we took office in January, Republicans have been laser focused on achieving the bill before us today. And now we're here, passing legislation that will permanently extend tax relief for hardworking Americans. Die senators van Maine, North Carolina en Kentucky uit 53 Republikeinse senators het met demokratiese senators teen die wetsontwerp gestem. Senate Republicans betrayed the American people and covered this chamber in shame. In one fell swoop, Republicans passed the biggest tax breaks for billionaires ever seen, paid for by ripping health care away from millions of Americans, taking food out of the mouth of hungry kids. This is not a big, beautiful bill at all. Die wetgewing gaan nou na die Huis van Verteenwoordigers. Die Republikeinse party behou 'n meerderheidsstem van 220 teenoor die Demokratiese party se 212 lede in die huis, wat ook 'n onsekere stemming tot gevolg kan hê. Trump wil die een groot pragtige wet op onafhanklikheidsdag op 4 Julie bekragtig, maar het later erken dat dit dalk nie moontlik sal wees nie. Die Springbok senter Jessie Kriel sal Saterdag die 67ste speler wees wat die Bokke as kaptein aanvoer in die toets teen Italië op Loftus Versveld. Die Bokkaptein Siya Kolisi sal weens 'n besering wat hy verlede week opgedoen het, nie vir die Bokke uitdraf nie. Vincent Chituka sal sy eerste toets speel na 'n indrukwekkende vertoning Saterdag teen die Barbarians. Die heel agter Damian Willemse maak sy terugkeer sedert die Wêreldbekerfinaal in 2023 en die bokskrimskakel Faf de Klerk sal op die reservebank wees. Die bokspan berei tans voor vir die eerste van 2 toetse teen Italië in die Castle Lager inkomende toer. Aan die laaste toets sal die Bokke teen Georgië te staan kom. Die bokafrigter Rassie Erasmus sê hy die Italianers se speltaktiek sedert die 6 nasies fyn dopgehou. Hy het ervare spelers in die groep ingesluit om die seisoen op 'n hoë noot af te skop. Dit is moeilik om te sê Italië gaan maklik wees, dan sê almal ons wind gehad. Kom ons sê Italië gaan, ons sê dit gaan 'n tough game wees, dan sê almal ons probeer die underdogs wees. So ons het regtig nogal baie gefokus op wat ons wil doen. Is moeilik om hulle te analiseer. Buiten Jessie Kriel is Handrey Pollard, Jasper Wiese en Eben Etzebeth by die span ingesluit. Ek dink so te veel fokus op hulle. Dit klink dus ook 'n bietjie so 'n kliseë, maar as ons kan in game control soos ons laasweek control het wat op 'n toetsvlak wat Italië is, dan sal ons tevrede wees. Willemse, wat 2 wêreldbekerseges agter sy naam het, gee toe dat hy ietwat op sy senuwees is. I'm a bit nervous, obviously. I haven't played, and the last game I played was in the Rugby World Cup final, so yeah, I will have to obviously, get in and hopefully
just do my primary job and, hopefully the rest of the boys I know, they will take care of me and look after me. Die Bokke het al 16 keer teen Italië kragte gemeet en net 1 keer in 2016 die onderspit gedelf. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging en Banyana Banyana is net daarna noodvergaderings oor onbetaalde lone weer in die kollig. SABC Nuus het betroubaar verneem dat SAFA en Sasol Banyana se hoofborg se 16 jaar lange vennootskap tot 'n einde gekom het, nadat hulle nie tot 'n nuwe ooreenkoms gekom het nie. Die kontrak wat in 2009 van stapel gestuur is, was oor die jare van kardinale belang vir die ontwikkeling en die bevordering van vroue sokker in Suid-Afrika. Sasol se borgskap het na beide die vroue nasionale span en die Sasol Liga uitgebrei. Banyana, wat tans in Marokko is, berei voor om hulle vroue Afrika beker titel te verdedig, wat hulle vir die eerste keer in 2022 gewen het. Dis nog onseker hoe die verwikkelinge hulle sal beïnvloed. Intussen het pogings om kommentaar van SAFA te kry op dooie ore geval. En ons moet ongelukkig groet, die Afrikaanse redaksie wens jou 'n warm en 'n veilige nag toe. Dankie vir die saamkyk. Totsiens. Goeienaand en welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aanbetref, 'n koue front beweeg deur oor die westelike dele van die land met enkele buie wat voor kan kom in Kaapstad. Bewolkte toestand kan ook verwag word in die grootste dele van die Wes-Kaap. As ons kyk na daas ook later, bewolkte toestand in die noordoostelike dele van die land. Lig tot matige wind kan ook verwag word in die binneland as ook in die kus. As ons kyk na môre, enkele buie kan verwag word in die grootste dele van Noord-Kaap, Oos-Kaap as ook in die Wes-Kaap. Daar is ook 'n koue front wat beweeg. Sterk wind kan ook verwag word in die kus as ook in die binneland. Daar is 'n waarskuwing uitgereik vir winderige toestande en dit kom grootliks voor in die Noord-Kaap. So wees asseblief versigtig. Hierdie weervaart geld ook vir môre. Kom ons kyk nou as minimum en maksimum temperature. 'n Koeldag kan verwag word in Gauteng. Temperature in die laat 20s wat verwag kan word. Pretoria het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 20. Johannesburg se maksimum 18 grade. In Limpopo 'n koeldag kan verwag word, gedeeltelik bewolkte toestand in die westelike dele van hierdie provinsie. Messina het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 25. Polokwane se minimum daar is 6 met 'n maksimum van 21. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Skukuza se maksimum is 26 grade, Sekunda het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 18. Standerton se maksimum is ook 18 grade. Dan kuslangs 'n sonnige dag kan verwag word, ander koel tot warm. Ulundi se maksimum is 25 grade, Vryheid het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 24. In die Oos-Kaap 'n koeldag kan verwag word. Dit is ook gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag kan word. Graafrenet het 'n minimum van 10 en 'n maksimum 24. Ons Londen se minimum daar is 16 met 'n maksimum 25. Gqeberha se minimum 12 en 'n maksimum 23. Dan in die Wes-Kaap enkele buie kan verwag word, anders is koel tot warm. Beaufort se minimum daar is 11 grade met 'n maksimum 23. Kaapstad het 'n minimum van 12 en 'n maksimum 15. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag kan word in hierdie provinsie. Ander koud oornag sal hulle net 'n minimum van -2 en later 'n maksimum van 16. Kimberley se maksimum is 21. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. Bewolkte toestande kan verwag word. Ander gedeeltelik bewolk in die westelike dele van hierdie provinsie. Voor die Smit se minimum daar is -3 en 'n maksimum van 19. Bloemfontein se maksimum is ook 19 grade. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolkte toestande. Ander koel tot warm. Mahikeng het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 20. Vryburg se minimum daar is 6 en 'n maksimum van 22. Dis al van ons weer sentrum. Geniet die aand.